Die reeks waarmee ons tans besig is die hart van aanbidding en ek sluit vandag af met die tema wat sê God is waardig. Soos altyd neem ek nie hierdie ligtelik op nie en veral nie vandag se tema nie. Vandag se tema is vir my 'n regtig groot tema. Dis iets wat ek sê net vir Ivan ook wat 'n moeilike ding is om regtig waar ten volle te kan omskryf. Dit is 'n groot ding om God se waardigheid te probeer beskryf vir mense. So ek wil vir julle vra, probeer asseblief volg, probeer asseblief luister wat ek sê. Ek weet ook my intensie met hierdie is dat ek regtig waar vra en vir die Here gevra het ek jou voorberei het dat dit wat van hom af moet kom moet goeie saad wees wat 100voudig sal oplewer en dit wat van my af moet kom moet vergeete wees. So dankie vir die voorreg om met julle te kan deel volgens. Net so vir interessantheid, daar was 'n video wat onlangs uitgekom het oor Grok. Ek weet nie of julle weet wie Grok is. Ek sien daar's nou 'n super Grok ook. Daar's mos nou baie AI modelle deesdae en hierdie ene is nou Elon Musk se ene. Nou hy is gemaak om bietjie meer direk te wees, amper soos 'n Bollander. My vrou sê altyd die Vrystaaters praat baie diplomaties half rondom dinge en dan vra ek altyd vir hulle maar wanneer kom ons nou by die punt uit? En dan ons in die Bolland praat sommer reguit. Sê dis hoe die dinge is. Nou Grok is geskryf om so te wees. So uit die aard van die saak het dit seker nie lank gevat om die Bybel eers by AI in te trek nie en die ouens het die Bybel gevat en in Grok ingetrek en gesê kyk asseblief vir ons waar is die teenstrydighede in die Bybel. Dis nou daai eeue debat van mense wat mos nie regtig Here wil ken nie. Dis moet altyd sê ja, maar hier is dit nie reg nie en daai ding match nie op met dit nie en die klas van goeters en nou weet jy 'n sagte ware wat jy dink kan die hardop en hopelik kry jy nou 'n objektiewe antwoord oor dit. En so is jy goed nou in Grok en Grok het die sy bevindinge gemaak en hulle het die goed uitgegee en sy bevinding was geweest dat daar geen teenstrydighede in die Bybel is nie. Ja, ek is 100% as ek dit sê. Maar wel opgetel het was daar oor 1500 jaar en 40 verskillende skrywers van die Ou en Nuwe Testament. As daar baie gedeeltes wat die konsekwentheid oor daai gedeeltes en die verskillende vertalings bevestig het. So verder is daar 'n versteekte, komplekse struktuur van patrone ook gewees. Hulle het nie vir hom gevra om dit te gaan soek nie. Hy het self met dit opgekom. Ook is daar 'n samevloeiing van antieke teks en moderne logika eerder as wat daar konflik is en dis wat die mense al gehoop het gaan gebeur. En dan het hy ook 'n laaste ding gesê daarso wat niemand gesien kom het nie, dat Jesus is die Here. Engels nou Jesus is Lord. Nou as 'n masjien dit vir jou moet sê, dan dink is daar nie te veel debat wat daaroor gevoer kan word nie. Dis nie my opinie en Ivan se opinie en ou wat nie in die Here glo se opinie nie. Dit is 'n objektiewe mening wat gegee is. So dis vir my ongelooflik interessant geweest en dit bekragtig net weer eens dit wat ons glo en dit wat ons lees is die waarheid. Elke teks wat ons lees is deur God geïnspireer en dis die waarheid. En dis vir my ek is reg lief vir die woord want ek glo dat dit is die basis van alles wat ons doen. As die woord reg is en die woord is suiwer en die woord is 100%, hoef ons nie na ander opinies te gaan kyk en ander mense se insette te luister na die woord gee dit vir ons. So is mooi skrifgie wat daarmee saamgaan vir my is Johannes 1 vers 1 wat sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat nie ontstaan het nie. So ek gaan vandag se tema probeer stapsgewys opbreek en ek vertrou die Heilige Gees om vir ons in ons harte iets te kom doen en iets vir ons te kom oopbreek sodat ons 'n regtig ware idee kan kry van God se grootheid en dat hy ver meer waardig is om aanbid te word as wat ons ooit sal kan begryp. Ons maak toe die oom. Almagtige en heilige Vader en God bo alle gode. Ek vra dat U vandag ons hart sal kom aanraak, Here, en ek vra Here dat U regtig waar vandag iets in ons harte sal kom doen, Here. Dat ons regtig waar sal besef wie U is, Here, en dat ons U grootheid sal verstaan, Here. Sodat ons kan besef wat U waarde regtig waar is, Here. Here, en dat ons U sal kan dien, soos wat U wil hê ons U moet dien, Here. Bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. So die vraag is, waarom is God waardig om aanbid te word? Ek is amper half te bang om hierdie vraag te vra, want ons almal weet wat die antwoord is, en is moeilik om dit op te breek en om dit op 'n menslike vlak te sit. Maar ek gaan probeer om dit in 3 dele vir ons op te breek, sodat ons dit kan probeer beter verstaan. So die eerste punt hierso is om te sê, vir wie hy is. God is waardig om aanbid te word vir wie hy is. Om vir ons om te kan probeer begin verstaan,
dat God waardig is, moet ons probeer ontsyfer wie God waarlik is. Ek het 'n ruk terug op 'n interessante debat afgekom waar professor Reinhold Slieter, as ek sy naam reg uitspreek, vir Dr. Kent Hovind by 'n universiteit vra in 'n debat oor waar kom God vandaan? Dis 'n baie moeilike konsep vir ons om te begryp. Ek het al daaroor gedink. Nou dink ek gaan nie verder dink nie. Dis amper soos ek dink ek het laas keer gesê dat soos space, as 'n lekker woord, die ruimte is 'n moeilike ding om te begryp. Jy moet eers moet stop. Eers moet daar 'n muur wees en dan, maar dit kan nie want daar's iets agter dit. So mense kop wil bietjie begin twabbel as jy begin dink aan waar kom God vandaan? Waar kom sonde vandaan? Hoe het 'n goeie God, waar kom sonde vandaan? Waar kom ruimte, waar stop dit? Daar's sekere begrippe wat ons as mense nie kan verduidelik nie. En hier is 'n baie oulike greep wat ek gou vir Marzaan vra om gou vir ons te speel, wat ek dink dit baie goed verduidelik. I am confused. Being philosophically consistent and being a very honest person, I'm sure you can tell me where God came from. And in addition, once you've told me where God comes from, please try to clarify how you can figure that a spiritual force can have an impact on a material universe to create it. I think that some years ago we already talked about that kind of thing in philosophical circles at any rate, by posing the question, if angels are made of spiritual matter, and a pen is made of material matter, and spiritual matter displaces no space, how many angels can dance on the tip of a pen? I have a sense of sort of reversal experience here, but please do, go ahead. You got 5 minutes. Now, I just want to know which question. That's all right. You may take the rest of the minute. We're supposed to do one question at a time. Which one would you like? That was part of the format for the debate. So which question? I want you to fill in the story of the rest of the beginning of the universe. God, spiritual matter, impact on material matter. Okay. So 2 questions. All right. Go ahead. All right. Your question, where did God come from, assumes that you're thinking of the wrong, obviously it displays that you're thinking of the wrong God, because the God of the Bible is not affected by time, space, or matter. If he's affected by time, space, or matter, he's not God. Time, space, and matter is what we call a continuum. All of them have to come into existence at the same instant, because if there were matter but no space, where would you put it? If there were matter and space but no time, when would you put it? You cannot have time, space, or matter independently. They have to come into existence simultaneously. The Bible answers that in 10 words. In the beginning, there's time. God created the heaven, there's space, and the earth, there's matter. So you have time, space, matter, created a trinity of trinities there. Just, time is past, present, future. Space has length, width, height. Matter has solid, liquid, gas. You have a trinity of trinities created instantaneously. And the God who created them has to be outside of them. If he's limited by time, he's not God. The guy who created this computer is not in the computer. He's not running around in there changing the numbers on the screen, okay? The God who created this universe is outside of the universe. He's above it, beyond it, in it, through it. He's unaffected by it. So the concept that a spiritual force cannot have any effect on a material body, well then I guess you'd have to explain to me things like emotions and love and hatred and envy and jealousy and rationality. I mean, if your brain is just a random collection of chemicals that formed by chance over billions of years, how on earth can you trust your own reasoning processes and the thoughts that you think? Okay, so your question, where did God come from, is assuming a limited God. And that's your problem. The God that I worship is not limited by time, space, or matter. If I could fit the infinite God in my 3-pound brain, he would not be worth worshiping, that's for certain. So that's the God that I worship. Thank you. Is dit nie 'n wonderlike manier om Here te beskryf nie? Ek het nou gedink ek wil dit self so probeer doen, maar ek doen dit 10 keer beter. En ook is dit 'n Dr. Kent Hovind is ook 'n ou wat oor jare in diep gesprekke was en diep navorsing gedoen het. So as dit die slotsom is waarby hy uitgekom het, dit klink vir my goed, dit antwoord 'n klomp van my vrae ook. Wanneer ons na God kyk, dan kyk ons na sy eienskappe, of ons kyk na van sy eienskappe. God het, wat ek besef is dat baie eienskappe het, en ek het net 'n paar wat ek hier gelys het. Psalm 90 vers 2 sê, God is ewig.
voordat die berge gebore is en U die aarde en die wêreld voortgebring het van ewigheid tot ewigheid, is U God. Jesaja 6 vers 3 sê, God is heilig, en ek wil so 'n bietjie hierby stil staan. Die skrif sê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. En dan wil ek vir jou vra om hierdie prentjie in jou geestesoog te probeer sien. Openbaring 4 vers 6 tot 11 sê, ek gaan dit vir julle lees. Voor die troon was daar 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Naby, rondom die troon, was daar 4 lewende wesens, vol oë van agter en van voor. Die eerste lewende wesens het soos 'n leeu gelyk, en die tweede soos 'n bul. Die derde het 'n gesig van die van 'n mens gehad, en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toegebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge. En hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, hoor ek sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid toe. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in alle ewigheid. Die skrif hier afgelope tyd 'n paar keer opgekom, en dis nie 'n baie algemene skrif hierdie nie. As mens daaraan dink, ek dink as in Johannes daai gebeurtenis moes gesien het en aanskou het, en as 'n totale buitestander in daai visioen wat hy gehad het, of wat God hom opgeneem het om dit te gaan sien, moes hy dit gaan neersit op skrif. Ek dink dit besit 'n ongelooflike ervaring gewees om dit ook moes gedoen het. So wanneer ons God se heiligheid sien ons baie keer ons eie sonde. Dit is soos 'n spieël van heiligheid en God se grootheid, en dan sien ons binne onsself waar ons tekortkominge is. Toe ek jonger was, het ek altyd gedink dat ek, of jonk in die bekering was, is so, nou net my 20 jaar terug, het ek altyd gedink, daar's maar, weet, is klein sondes, en pla nie eintlik vreeslik, hoef nie eintlik jammer te sê daarvoor nie. Ek dink sommer, ek kan so 'n bietjie van my punt af, ek dink sommer, toe ek bekeer het, was daar in 'n oomblik, het die Here by my 2 of 3 groot goed weggevat. Ek het baie lelik gepraat, ek is glad nie trots op gewees, maar die Here het in 'n oomblik het hy daai vloekery weggevat, en dan was nog so 1 of 2 ander goed ook gewees. Maar ander goeters het oor tyd, die Here met my gewerk hoor. Ek het verskriklik gerook, en ek is nie trots daarop nie, maar ek kon net eenvoudig nie ophou rook nie. Ek mag myself gesê, ek gaan nou maar 'n gelowige ou wees wat skelm rook, is al wat ek kan dink, want ek het net gevoel dit pas net nie by my nie, en ek nou maar goed weggesteek, en ek het maar altyd maar soos op skool bubblegum gekou en gehoop niemand kom dit agter nie. En so het ek op Stellenbosch was ons by 'n kerkkursus gewees, en dit was die finale kursus van daai kerk gewees, en so kom so 'n klein ouetjie na my toe aangestap. En hy sê vir my, hy weet dat ek rook en dat ek graag wil ophou. Nou, ek dink toe met myself, maar ek het die ou, soos Engelsman sê, ek nie van 'n bar of soap ken ek hom nie, nog nooit gesien nie, en nou dink aan dink, het hom ook nooit weer gesien nie. En hy het vir my kom bid, so 'n eenvoudige gebed, en ek het niks daarvan gemaak eintlik nie. Ek het uitgestap en nooit weer gerook nie. Ooit weer nie. Inteendeel, daar was baie versoekings weer gewees, maar dit was in 'n oomblik weggevat gewees. En ek besef net dat, ek het later besef dat daar seker goed waar ons in totale oorgawe voor Here moet staan, as Here, ek kan net nie hierdie ding doen nie. Ek kan net nie hierdie ding oorkom nie. Ek dink baie keer dan sê die Here, goed, nou kan ek regtig met jou werk. En ek sal ook nie weet nie, ek sien die Here nie, maar wat ek uit ervaring geleer het, of wat ek deur sy gees ervaar het, was sekere goed kan die Here vir ons in 'n oomblik kom doen. Sekere goed is daar 'n kondisie van ons hart waarna ons moet kyk, en dan sê die Here,
goed, nou kan ek met jou werk. Of nie. Vir een man doen hy in 'n oomblik genees hy kanker, vir 'n ander persoon is dit 'n proses wat jy deurstap en jy verloor iemand miskien aan kanker. Maar ons is nie God nie en ons weet nie, die Here het sy manier van goeders doen. Dan moet ek gou met raad weer optel hierso. Maar oor jare, soos wat 'n mens, soos ek die Here se karakter en sy manier begin beter verstaan het dit my opgeval dat God se standaard is 'n baie hoë standaard. En ek kan nie net dink, ja, maar sekere sondes, okay, ek kan dit maar net onder die mat en vee en gaan maar net aan daarmee nie. Wat dit ook nou nog slegter gemaak is dat Jesus aarde toe gekom het. Ek bedoel dit nou in die sin dat Jesus aarde toe gekom en hy het 'n vergrootglas op God se wet kom sit. Hy het uiteindelik gesê dat as jy net met 'n vrou met begeerte kyk, het jy klaar egspreek in jou hart met haar gepleeg. Dit is 'n verskriklike hoë standaard. En as jy dan sonde daar gedoen het en daai wet oortree, het jy sommer al die ander wet ook oortree. Dit maak dit 'n regtig ware standaard vir ons as mens onhaalbaar om te maak. Maar die goeie nuus is dat ons wat nie naaste by waardig is om in God se teenwoordigheid te kom nie, deur sy genade en die bloed van die lam het hy ons kom skoon was. Kan ons die pad vorentoe saam met hom stap. So dit was God was heilig geweest. Die volgende is in Johannes sê hulle God is liefde. Jeremia sê dit God is almagtig. Psalm sê dit God is alomteenwoordig. God is alwetend. God is die bron van waarheid. God is die skepper en die heerser oor alles. En daaroor wil ek so 'n bietjie uitbrei ook. Die definisie van 'n skepper is 'n persoon, 'n wese of godheid wat iets nuuts voortbring, ontwerp of tot stand bring wat voorheen nie bestaan het nie. Nou, om sommer as 'n voorbeeld te gebruik, ek het 'n klerefabriek in die dorp. Brenda waar agter sit, sy het redelik baie aandeel daarin, teen haar wil. Maar in 'n fabriek is daar 'n goed wat vervaardig word. In ons geval is maar klere, so dis materiaal en dis knope en dis ritsluiters en dis gare en dan is daar 'n persoon wat daar sit en dan vat hy al hierdie komponente, sit dit bymekaar, stik dit vas en dan kom daar 'n produk uit daardie komponente uit en daai produk het waarde. So nou kan jy daai produk vat en jy kan dit nou gaan ruil vir geld. Dis nou ons bestaan maak. Daardie beselfde beginsel geld ook vir God, ons Vader wat die skepper is. Hy het ons elkeen geskep en hy het ons daar geplaas. Hy het ons al geken voor ons nog in ons moederskoot in mekaar gewewe was. Hy het ons al voor dit nog geweet dit gaan so wees. Dis nog 'n dimensie wat ons nie verstaan nie, maar dit is waar hy al is. En omdat hy ons skepper is en omdat hy vir ons gemaak het, is ons sy eiendom. Dis net vir my soos die mees lekker Engelse woord is comforting effek wat mens kan kry om te weet dat God het jou geskep. Hy het jou geskep omdat hy vir jou lief is, wat hy ons daar wil hê. En hy wil met ons verhouding hê. Hy wil hê dat ons na hom toe moet kom, dat ons sy seun moet aanvaar. Dis so eenvoudig soos die boef wat aan die kruis gehang het langs Jesus en gesê het, Here, dink net vandag aan my. En Here het gesê, jy's gered. Dit kan in 'n oomblik so gebeur. Ek wil graag net hierdie punt vir wie God is net opsom in 'n stelling wat ek gaan lees, want ek wil nie iets mis hierso nie. God die Vader is 'n heilige wese wat in gees en in vlees kan vergestaal. God is ook 'n ewige, soewereine en selfbestaande skepper van alles wat bestaan. Hy bestaan as een God in 3 persone, Vader, Seun en Heilige Gees, die 3 eenheid. Hy is heilig, hy is liefde, hy is almagtig, hy is alwetend en alomteenwoordig. Hy is die bron van morele gesag en waarheid. So gaan hy ook eendag die regverdige regter wees wat ons toekoms gaan bepaal. Alles begin en alles eindig by hom. So hierdie was die gedeelte oor vir wie hy is. Die tweede punt wat ek wil maak is dat hy is waardig vir wat hy vir ons gedoen het. In Openbaring 5, net so eentjie verder, dan is die ander skrifgedeelte, 12 tot 13, sien Johannes die lam wat Jesus Christus is. Hy is waardig omdat hy geslag is vir ons sondes. En Jesus het ons skuld, die foute en die sonde wat ons het op hom kom neem. Dit beteken dat God moes vir Jesus gestuur het aarde toe en hy moes ingestem het om hierdie las te kom dra namens ons. En daardie las moes vir hom iets allerverskrikliks gewees het, want hy's God. God wat mens geword het. Ons is net mens, ons weet nie hoe dit is om God te wees nie. So dit moes vir hom ongelooflike, lekker Engelse woord, burden gewees om te kom dra. En ons kan sien dat dit regtig vir hom in die menslike vorm beskiklik moes gewees het, want in die tuin van Getsemane het hy, terwyl hy gebid het vir die Here, net voor sy in hegtenisneming, het hy daar gesit en hy het gebid en die bloed het uitgekom soos hy gesweet het. Daar's 'n wetenskaplike terme daarvoor, iets soos hematoidosis, miskien kan jy sê my beter help daarmee. Maar dis waar jy rondom jou sweetkliere is daar
aardjies wat bars, en dan kom die bloed saam met die sweet uit. En dit word veroorsaak deur intense stres of vrees, benoudheid, 'n regte kondisie wat jou regtig die harnas injaag. En Jesus het daar gesit, en dan sê hy hierdie ongelooflike mooi woorde waar hy sê dat, maar Here, laat u wil geskied, nie my wil nie. Want hy het vroeër van God gevra, laat hierdie beker, kan hierdie beker nie miskien maar by my verbygaan nie. So hy het definitief besef die intensiteit van wat nou gaan gebeur. En so het hy dan vir ons sondes gesterf. En hy het nie net vir ons sondes gesterf, hy was basies doodgemartel geweest. Ek bedoel, hulle het hom geslaan, en ek dink ons almal weet dit, dat sy ribbebene agteruit gekom het. Ek dink hulle het gepraat van 50 houe, was dood geweest, hulle het hom 49 houe geslaan, voor in die kruis opgehang was. En die Romeinse offisiere hoef hom nie eers sy been te gebreek het, hulle het sommer net die spies in sy kant ingesteek, sien of hy dood is. En dit is die lyding wat hy deurgegaan het, maar nog bo op dit ook, moes hy terwyl hy neergedaal het, ook waar hy daar vir Satan moes gaan oorwin het. Hy was verwyderd van God gewees in daai tyd. En dit het hy alles gedoen vir ons wat dit self nie kan doen nie. En hy het vir ons op 'n skinkbord gesit en gesê, as ek dit vir julle gedoen het en julle aanvaar my, sal jy gered word. As gevolg van hierdie groot daad wat Jesus vir ons gedoen het, roep almal en alles in die hemel, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en eer en heerlikheid en lof. Verder stel Paulus ook in Filippense 2 vers 9 tot 10, dis een van my gunsteling skrifgedeeltes, wat sê dat elke knie sal buig en elke tong sal bely. Hy sê elke knie sal buig onder die aarde, in die aarde, op die aarde, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Dit is nie 'n vraag nie, dis 'n stelling, dit sal so wees eendag. God die Vader het vir Jesus sy geliefde seun verhoog, omdat hy bereid was om homself te verneder en gehoorsaam te wees tot die dood. Dis die gedeeltjie net voor daai Filippense waar hy dit sê. So die gevolgtrekking wat ons kan maak is dat God die enig waardig is om gevolg en aanbid te word vir wie hy is en vir wat hy vir ons kom doen het, deur ons te verlos. Nou, die vraag is, wat maak ons met hierdie inligting? Hoe affekteer dit ons lewens? Die eerste punt wat ek hier wil maak is dat ons moet God aanbid in gees en in waarheid. Dis ook 'n opdrag wat ons in Johannes 4 vers 23 tot 24 kry. Daar skrifgie sê, maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid moet dit gees en in waarheid doen. Ware aanbidding is nie iets wat 'n ritueel of 'n gewoonte is. En hoe maklik verval as jy daarin. Ek dink baie keer in die aand is ek en Marley bid, sit in die bed, dan is mense half moeg en die dag is vol en die kinders nou rondgejaag en dan sit jy op jou knieë en baie keer doen ons nie mense nie eers dit nie. En dan gaan 'n mens maar net deur 'n rympie in jou kop. Daar's nie regtig ware diep en 'n ware koneksie met die Here nie. Maar hierdie skrif sê vir ons moet hom in gees en in waarheid aanbid. Dit is nie 'n ritueel wat ons net moet deurgaan nie. Ons moet gaan sit en sê, Here, uit ons harte uit moet daar iets kom waar ons regtig met die Here 'n koneksie het en vir die Here sê, Here, hierdie is opreg wat in my hart aangaan. En ek dink as ek die Here moes gewees het, sou ek nie net 'n ritueel wil gehoor het nie. Ek sou graag wil gehoor het wat in my kind se hart aangaan en wat regtig waar daar is. Die Here weet klaar wat in ons hart aangaan, maar hy wil hê ons moet dit vir hom openbaar en met hom praat daaroor sodat ons verhouding kan bou. Ons moet ook vir die Heilige Gees vra om vir ons te wys wat om te bid. Ek het al baie daaroor gedink en ek dink wanneer ons vir onsself bid of vir ons gesin of vir mense naby ons, dan bid ons vir daardie situasie of vir probleme wat ons het. En dan is ook intersessie waar ons namens iemand intree. En dis belangrik dat ons vir die Heilige Gees moet vra. Heilige Gees, wys vir my wat moet ek bid? Stil te raak voor die Here en te sê, Here, waar moet ek bid? En die kere wat ek dit gedoen het of die kere wanneer ons dit by die werk doen byvoorbeeld en ons stil raak en vir die Here vra, dan wys die Here vir ons iets. Veral as daar 2 of 3 mense dit bevestig, dan weet ons dis waar ons moet bid. Dis wat die Here wil hê ons moet bid. Die Heilige Gees is ons helper. Hy is daar om vir ons te wys wat ons moet doen en ons moet dan vir hom vra daarvoor. Tweede punt is aanbid God met eerbied en ontzag. In Hebreërs 12 sê dit dat laat ons dankbaar wees en daardeur God dien op 'n wyse wat hom welvallig is, met eerbied en godsvrug, want ons God is 'n verterende vuur. Aanbidding moet eerbiedig, heilig en vol ontzag wees. Ek sien baie keer dat mense, en ek kan miskien op tone trap nou, dat mense baie keer sê, jy en jou vir die Here. Here, jy moet vir my asseblief so en so maak, en Here, ek kan nie nou vir jou so en so maak nie. En ek weet dit kom nie uit 'n slegte plek uit nie.
Maar ek dink as ons regtig God se grootheid verstaan en wie hy is en hoe heilig hy is, dan gaan ons nie jy en jou nie. Daar's gedeeltes in die Bybel waar mense die Here in aanraking was met die hemelse wese, nie net eers noodwendig God self nie. Daar was byvoorbeeld waar Jakob gestoei het met die engel. Maar daar was kere gewees waar hulle in God se teenwoordigheid gekom het, waar mense wat daar kom onmiddellik op die grond neergeval het, op hulle gesigte en in vrees en in bewe ingegaan het van die heiligheid en die krag en die teenwoordigheid van God. As ons dit kan besef en kan verstaan dat God heilig en almagtig en groot is, dan gaan ons hom met eerbied sag van ons hom hanteer. Ook gaan mense praat baie keer van the fear of the Lord, en dit is belangrik, ons moet fear of the Lord hê, want hy is heilig, hy is bokant ons, hy bepaal wat met ons gaan gebeur. Baie keer as ons nie fear of the Lord het, dan begin ons baie gemaklik raak met die Here. Ek gaan nie gemaklik wees met Cyril Ramaphosa of met Donald Trump nie. Ek het respek vir hom vir die autoriteit wat hy bo my het. Maar so ek het ons vir God wat die ultimate autoriteit behoor, almal en alles het, moet ons ontzag en eerbied vir hom hê. Die derde punt is, aanbid God met lof en sang. Ek dink dis die meeste waarna ons dink, as ons dink aan worship, of ons dink aan aanbidding, dan dink ons aan dit, maar dis nie net dit nie. Dis 'n baie groot en 'n belangrike gedeelte ook. Psalm 95 sê dat, kom, laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig tot eer van die rots van ons heil. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lof, met psalms tot sy eer juig. Hier is 'n belangrike element. Het sy dit nou in die kerk gebeur, soos ons nou vanoggend hier gedoen het, of wanneer ons by die huis is, of by enige ander geleentheid. Lof wat gebring word met sang en musiek is die doelbewuste oorgang van ons daaglikse lewe en alles wat in ons kop aangaan, na 'n gefokusde en 'n intieme verhouding en 'n koneksie wat ons met die Here op daai oomblik wil hê. So dis 'n baie belangrike gedeelte om God met lof en met sang te aanbid. Die vierde punt is, aanbid God deur ons gehoorsaamheid. Daar's 2 skriffies hierso wat in Samuel is, om gehoorsaam te wees is beter as offerande, om te luister is beter as die vet van ramme. Ek dink die meeste van ons weet dit, maar in die Ou Testament voor Jesus gekom het, as die Jode gesondig het die manne hulle offergawe gevat aan die priester toe, en aan die priester gegaan, 1 keer 'n jaar, en hulle het voor die Here gekom, en dit was 'n baie heilige situasie geweest, maar dit was nie die mens self wat dit gedoen het, dit was die priester wat dit gedoen het. Dan het hy deur daai ritueel gegaan, en sy sondes vir die jaar was vergewe gewees. En nou die dag toe praat ek met 'n Jood, een van ons verskaffers, en ek vra toe vir hom, nou maar verduidelik vir my, werk dit, hoe word jy verlos? Hy sê, nee, goeie dade. Ek sê, maar hoe goed moet daai goeie dade wees? Hy sê, nee man, dit moet net goed genoeg wees. En dan sê jy gered word. Ek sê, nou, hoe sien julle Christene dan? Hoe sien jy 'n Christen? Hy sê vir my, nee, julle is dubbel gecover. Julle doen goeie dade, en julle glo in Jesus Christus, so jy gaan definitief hemel toe. So dit was nogals vir my 'n eye-opener gewees om te sien hoe daai gedeelte werk, en hoe hulle dit sien. Maar ons weet dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer, sê in Johannes 14 vers 15. So ware aanbidding is nie net woorde nie, maar is 'n lewe van gehoorsaamheid aan God. En baie keer as gelowiges gaan ons nog baie keer kompromie aan. Dis so half een voet in die wêreld en een voet by Jesus, en dan wil ons so half, jy wil nie altyd totaal in oorgawe lewe, deur in gehoorsaamheid te wees saam met God nie. Maar ek dink as ons regtig maar verstaan wat Jesus vir ons kom doen het, dan gaan ons graag aan hom wil gehoorsaam wees. Dis daai pad van heiligmaking wat ons moet stap. Ons sê, Here, ons wil graag in die wil wees. Ons wil graag beter saam met U doen. En ek dink is ook Paulus het gesê dat, wys jy vir my jou geloof, dan wys ek dit vir jou deur my dade. En dit is belangrik dat ons ook van ons kant af moet wys vir die Here dat ons regtig vir hom wil volg en aan hom gehoorsaam wil wees. En dan die laaste puntjie, so sê, aanbid God met jou lewenswyse. Sluit nogals aan by die vorige punt ook. Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan julle dan dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Die Bybel leer vir ons dat ons hele lewe moet 'n daad van aanbidding wees. En dit is nie 'n maklike taak om te voltooi of te doen nie. Ons moet regtig van onsself verneder voor God. Ons moet 100% eerlik wees en ons moet ons harte heeltemal skoon maak voor hom. En dit is 'n regtig 'n moeilike ding om te doen. Ons wil baie keer vashou aan seer of iets wat nie lekker gebeur het toe ek 'n kind was, of ek praat van issues. Dis daai issues wat sê ek wil daai ding net so 'n bietjie hier terughou, die res gaan ek vir God gee. En dis wat God sê ons nie moet doen nie. Ons moet regtig ons hart oop en kom skoon maak vir ons. Hy wil dit vir ons genees.
En hy wil hê dat ons ten volle met ons lewenswyse voor hom dit so moet bring. En hierdie is vir my 'n belangrike punt ook, want baie gelowiges van ons het daarin pas nie altyd met wat sê ons glo nie. Partykeer is 'n ou nog nie bekeer is, dan het jy nog die sonde en die goed waaraan jy vasgehak het en jy maak foute. Maar as ons God regtig wil behaag met ons lewenswyse, dan sal ons graag wil poog dat ons dade, dit wat ons doen, moet pas by dit wat ons sê en dit wat ons glo. Ek sluit af met die volgende 3 vrae. Gee ek aan God die eer wat hom toekom met my mond, maar ook met my lewenswyse? Die tweede een is, wat aanbid ek werklik en wat is my grootste liefde? Is dit my werk? Is dit my eggenoot? Is dit my kinders? Is dit geld? Of is dit God? En die laaste vraag is, aanbid ek God regtig soos ek moet? En hierdie is moeilike vrae en ek wil hê, ons moet gaan nadink daaroor. En eerlik met jouself te wees. En miskien voel 'n mens dat ons nou kort kom op hierdie oomblik. Ek het dit verseker ervaar toe ek nou voorberei vir hierdie preek. Maar gelukkig is Heilige Gees ons helper. En miskien voel jy dit eers dat jy nie eens agtergekom het dat jy nie vir God moet dien soos jy regtig moet. En ek dink intercessie het ook vanoggend ervaar dat as hy nou klaar gebid het, as jy wil vorentoe kom ons bid. Dis mense wat saam met julle sal bid. Ons vra vir God om reg te maak. As ons hom nie geëer het soos moes nie, dan sê ons, Here, ons is jammer, vergewe my daarvoor. Help my om beter te doen. Sodat as ons hier uitstap vandag, wil ek hê moet ons regtig waar sê, Here, ons het skoon gemaak en ons het reg gemaak met U. So kom ons maak toe die oop. Liewe Vader in die hemel, U is die almagtige, liefdevolle, alomteenwoordige, ewige skepper van elke persoon wat hier sit, Here, en elke persoon wat op hierdie aarde is, en alles wat bo die aarde, in die aarde of onder die aarde is, Here. En Here, omdat U hierdie skepper is, Here, is U ons koning, Here. Staan vanoggend, Here, met oop arms voor U. En ons sê, Here, dat U is ons maker, Here. U ken ons, U is lief vir ons, Here. En Here, ons wil vandag in volle oorgawe voor U staan. En sê, Here, ons gee alles wat ons het. Alles wat ons het, gee ons vir U. U is waardig. U is meer as waardig. Here, ek vra, Here, dat dit wat vandag hier gesê is, Here, dat dit van U af was, Here, en dat dit in mense se harte sal inslaan, Here. Ek vra, Here, dat U mense tot oortuiging sal bring, Here, om regtig waar met U reg te maak, Here, en regtig waar, Here, vir U te soek. Dankie dat U te vind is, Here. Dankie, Here, dat as ons U soek, sal ons U vind, Here. Dankie dat ons in verhouding met U kan staan, Here. Help ons, Here, om regtig waar vir U te soek en U waardig te aanbid, Here, sodat U aanbid moet word. In die naam van Jesus Christus alleen. Amen.